Daar is baie goeie predikante en pastore wat werklik die Here in sy woord baie lief het. Maar as ongelukkig ander wat vals profete is en deur die duiwel gebruik word om die kerk te vernietig. Net so is daar goeie wetenskaplikes wat 'n baie groot bydrae tot ons daaglikse lewe maak, maar ook ander wat deur die duiwel gebruik word. Die aard van goeie wetenskap is om herhaalbare, waarneembare prosesse wat in die hede of vandag plaasvind te bestudeer om dit te verstaan, sodat dit ons lewe kan verbeter. Daarteenoor spekuleer wetenskaplikes wat die evolusie voorstaan oor die verlede wat ons vandag nie kan waarneem of herhaal nie. Hulle maak dus eintlik raaiskote oor die verlede en probeer vir ons verduidelik hoe alles sonder God kon ontstaan. Psalm 14 vers 1 sê, die dwaas dink daar is geen God nie. Dwaase mense vernietig alles. Wat hulle doen is 'n gruwel vir die Here. Daar is nie een wat goed doen nie. Bekende voorstanders van evolusie wat groot ellende vir die mensdom gebring het, was mense soos Lenin, Hitler, Stalin, Mao Zedong en Pol Pot. As mense die leer oor evolusie aanvaar, dan verwerpel God as skepper en word 'n ateïs, iemand wat geen God glo nie. Ateïste is vandag op die voorpunt om aborsie, genadedood, dwelmgebruik, prostitusie, pornografie en promiskuïteit te wettig. Al hierdie dinge het net een doel en dit is 'n samelewing sonder God. Kyk na wat in ons land gebeur en jy sien die resultaat van 'n samelewing waar God nie welkom is nie. Kan jy sien hoe God in 'n moderne, liberale samelewing al meer uitgestoot word en elkeen maak soos hulle lus het. Galasiërs 5 vers 16 tot 21 waarsku dat 'n lewe vanuit jou sondige natuur uitloop op die ewige dood. Wat dink jy sal die gevolge wees as ons God bly uitstoot uit die politiek en die daaglikse lewe?